Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees, ook in hierdie wyse van 'n internet erediens of 'n virtuele diens. Dis 'n voorreg om vanoggend ook saam met jou te mag wees. Mag dit wees dat jy die Here se nabyheid mag beleef, ook daar waar jy is. As aanvangswoord hou ek graag aan jou voor. Psalm 84, hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek smag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes, 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by u altare, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met die mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie, Selah. Dit gaan goed met die mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop, wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reën sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag, totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here Almagtige God, hoor my gebed, luister tog God van Jakob, Selah. Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God, hou u gesalfde onder u sorg. Waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. As toetrede lied nooi ek jou ook om saam met my te deel, dan ook in die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van u is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Ons word dan gegroet, hier waar ek is, daar waar jy is, die Here self wat ons kom groet en sê, wees gegroet, begenadigde, genade en vrede vir jou
van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus en dit alles deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Here ons Here, baie dankie vir ons saamwees vandag. Dankie dat ons die voorreg mag hê om met die woord besig te wees en dan ook u stem daarin te hoor. Mag ons vandag dalk iewerste die geraas in ons eie binneste, mag dit stil word en mag ons u stem hoor. Mag jy met elkeen van ons praat en mag ons toegerus word so in ons saamwees rondom u woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil graag sommer so begin met 'n mooi, lekker storie en ek onthou toe ek 'n kind was daar 'n storie, Toy Story. Toe wat Toy Story 1 het uitgekom en ek dink ek was al so laat laerskool, toe kom hierdie lekker animasie storie uit en in hierdie storie is daar 'n karakter en hierdie karaktertjie se naam is Mr. Potato Head. Nee, Mr. Potato Head en dan het hy ook 'n vrou, Mrs. Potato Head. Dan sit so 'n aartappel mannetjie wat daar tussen al die speelgoed is. Ag en as ek nou dit nie mis het nie, is hierdie storie, ek dink hy het nou al 4 flieks oor dieselfde karakters, net Toy Story. Ek dink daar's al 4 uit. En in hierdie fliek is hierdie karaktertjie Mr. Potato Head. Nou Mr. Potato Head het 'n klomp liggaamsdele wat so inpas in hierdie aartappelkoppie van hom. Dis nou natuurlik sy oortjies en dan het hy 'n hoedjie en hy het 'n snor en hy het oogies en 'n mondjie en dan het hy armpies en dan ek dink as ek reg onthou kort beentjies of sulke voetjies. En dan so gebeur het heeltyd gedurende terwyl hierdie fliek dan nou afspeel, gebeur het dat hierdie Mr. Potato Head baie kere deur iemand gestamp word of omval of iemand aan hom vasloop of dan val sy liggaamsdele uit. En dan val die ore uit in die oë en dan vra hy vir sy vrou vir Mrs. Potato Head, maar sal jy net my weer help in my liggaamsdele weer terugsit. En dan so gebeur dit ook partykeer dat iemand anders hom ook help en dan partykeer land dit so dat hierdie liggaamsdele op verkeerde plekke kom en dan kan dinge nie vir hom so lekker uitwerk nie. Nou hierdie klink dalk na 'n vreemde verskynsel, maar eintlik is dit al 'n baie ou verskynsel. Ek wil jou graag nooi om saam met my te lees 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 31. Die verskeidenheid van geestelike gawes. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle moet weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê, julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word die werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat en aan 'n ander die woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen en aan 'n ander die gawe om God se boodskap te verkondig. Aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik. Aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees. Want aan elkeen afsonderlik is 'n gawe uitgedeel, soos hy wil. In die volgende perikoop, hoofstuk 12, 1 liggaam, baie lede, dan skryf hy verder. Hy sê, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en so al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie uit een lid nie, maar uit baie. En as die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hom die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie.
En as die oor sou sê, omdat ek nie oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hom die rede eweneens ook nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? As die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan nou weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam, wat as die swakste voorkom, is juist noodsaaklik. En die wat as minder fatsoenlik beskou, klee ons met groter sorg. En so word die onbetaamlike dele met groter betaamlikheid beklee of geklee. Terwyl die betaamlike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gee aan die lid wat die eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie. Maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. En as een lid ly al die lede saam. As die een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Verder is daar die wat wonderdade kan doen. Dan wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of gewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke? En kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die beste genadegawes. Net tot daar. Natuurlik is hierdie 'n deel, dis 'n gedeelte wat regtig eintlik vir homself praat. Ons kon eintlik vanoggend na hierdie gedeelte net gesê het amen en die erediens verdaag het. Wat is hier aan die gebeur? Amper so ietsie van wat daar met Mr. Potato het gebeur het. Hierdie liggaamsdele van hom het later op plekke en het dinge probeer doen of het is in gaatjies ingedruk op plekke waar hulle eintlik nie hoort nie, waar dit vir hulle moeilik was. Paulus skryf natuurlik hierdie brief aan die gemeente van Korinte, aan die Korintiërs daar. Hoekom? Want dit het gebeur, dat as jy so deur die Korinte brief braai, kom jy vinnig agter wat het hier aan die gang is, en dis natuurlik dat daar gelowiges is, wat gedink het, een is belangriker as 'n ander, en een het gedink, skielik het hulle fokus verander, of hulle fokus het geskuif oor die funksie en die rol van hulle gawes, en waar elkeen dan ook inpas. Dit het stadig, maar seker dit so begin word, dat sekere ouens binne die gemeente begin dink het, maar hulle is belangriker as ander. Omdat hulle 'n sekere gawe het, of omdat hierdie gawes van hulle, en dit later het waarskynlik, het gevoel vir ander ouens, maar dit raak hierdie voorvereiste, om deel van die liggaam te wees, omdat ek nie daai gawe het nie, en as ek dit het, dan sal ek seker eers kan deel wees. Dan is die vraag, en dis wat Paulus eintlik hier doen. Paulus kom spreek hulle aan oor hulle fokus. Hy sê, waar lê julle fokus? As die liggaam van Christus funksioneer, dan funksioneer hy so. As die een lid ly, dan ly al die lede saam. As die een lid bly is almal saam bly. Want hoekom? Ons is saam, verskillende lede, deel van 'n liggaam wat saam funksioneer. In werklikheid is die mooi woord eintlik, ons is interafhanklik van mekaar. Dink nou maar vir 'n oomblik aan jou eie liggaam, nê. As jy daar sit en jy maak dalk jou knie seer, of jy maak dalk 'n klein toontjie seer. Jy weet dalk nie eens van daai klein toontjie nie, tot jy hom seer maak, dan weet jy van hom. Of as jy jou vinger seer gemaak het, of dan besef jy eintlik, of 'n klein spiertjie gerek het, wat jy nooit eers geweet het jy het nie, dan kom jy agter hoe belangrik is hierdie dele. Paulus probeer iets daarvan sê, dat elkeen van ons, wat deel is van die liggaam, moenie dink dat ek minder belangrik is, of selfs meer belangrik is as 'n ander een nie. Ons is interafhanklik van mekaar, is dit nie 'n mooi woord nie, interafhanklik van mekaar. En dit is belangrik dat elke gelowige iets daarvan moet hoor, dat ons het elkeen 'n roeping. So vandag is die vraag eintlik, as ek nou moet kyk en hoe ek pas binne in die liggaam van Christus, is my vraag,
wat is my roeping? En is ek selfgesentreerd of nie? Of gaan dit vir my oor dat ek doen wat ek doen ter wille van die funksionering van die liggaam? Of anders gestel. Kom ons vra, waar lê my fokus? Waarop fokus ek? Is ek besig met selfverering? Is dit oor hoe belangrik en hoe oulik ek is? Of is ek op 'n plek om te sê, ek is hier tot diens van die res van die liggaam. Ek is hier om deel te neem en deel te wees van die liggaam. Dink vir 'n oomblik as jy fokus, een van my kollegas het ander dag die mooi voorbeeld van met my gedeel, oor fokus. Oor as jy op een ding fokus, en daar waar jy moet fokus, dan het dit gewoonlik die resultaat, dat dit uitspeel, dat dit wat rondom dit gebeur, in plek val soos dit moet. Ek dink nou maar byvoorbeeld die voorbeeld wat hy vir my gegee het, was byvoorbeeld 'n dieet. Dink nou as jy 'n dieet volg, sê ek berei voor vir 'n sekere wedloop wat ek loop, of wat ek wil hardloop, of 'n sekere mikpunt wat ek wil bereik, dan beteken dit, iewers te maak ek dalk plan, en sê ek het 'n dieetplan, en ek volg my dieet. Wat is die resultaat daarvan? En dan het dit geweldige effek. Dit het 1, ek is gesonder. 2, die aantal energie wat ek verbrand is minder, so my liggaam stoor nie so baie nie. So ek tel nie gewig op nie, ek begin gewig verloor, ek begin bietjie meer in die vorm kom wat ek moet wees, ek voel dalk beter oor myself, mense begin kyk en sê, haai, maar jy lyk soveel anderste. Dis omdat my fokus op die regte plek was. 'n ander voorbeeld wat hy vir my genoem het, was byvoorbeeld rook. Nee, sê maar jy besluit, ek gaan van vandag af gaan ek ophou rook. Wat 'n effek het rook op my? Nee, as ek sê, goed, ek het nou vandag besluit, ek gaan ophou rook, en as ek opgehou rook het, dan het my longe byvoorbeeld 'n beter gesondheid. Nee, dit gaan iewers 'n bietjie beter met my longe. Ek begin daai of dalk gaskoeldrank. Ek kies om te sê, ek gaan vir 'n tyd lank nie gaskoeldrank drink nie. Wat 'n effek het dit? Ek dink sommer so by die huis, as ons nou vir ons kinders probeer leer om te spaar, nee. Om te sê, moenie altyd daai geldjie net gebruik nie, wees gefokus. Wat wil jy doen? Dan sê die kinders, maar ons wil graag hierdie ding of daardie ding koop of daardie ding gaan doen, maar dit kos 'n klomp geld. Maar ons is nog nie by daai geld nie, maar ons sit dit as 'n mikpunt. En dan begin ons fokus, en ons sê ons het een fokus, en ons begin spaar, sodat ons by daardie mikpunt kan uitkom. Dan het dit 'n geweldige effek, nee. Dit leer ons kinders dissipline, dit leer vir ons dissipline, dit leer ons om dalk geld nie te spandeer op dinge wat ons nie nodig het nie, en skielik het ons meer geld tot ons beskikking om te kan doen wat ons graag sou wou, of wat ons graag gewens het of gedroom het. Hoekom? Want ons fokus was reg. In 1 Korintiërs 12 is Paulus besig om dieselfde te doen. Hy is besig om vir hierdie gemeente te sê, julle fokus moet op die regte plek wees. Jou fokus lê nie op jouself en hoe belangrik jy is nie, maar die fokus lê op die funksie wat jy verrig binne in die liggaam van Christus. Waartoe is jy geroep? Waarmee is jy besig? En wat doen jy tot voordeel van die liggaam? En dan dink ek sommer so aan die plaaslike gemeente waarby ons betrokke is, waarmee ons besig is. Ek dink by ons in die gemeente ander dag het ons kerkraadslede bevestig, nee. Ouderlinge, diakens, hulle het 'n bepaalde taak en 'n funksie. Maar so het elke gelowige 'n bepaalde taak en 'n funksie. En waarmee is ek besig? Waar wil die Here my gebruik? Waar lê my passie? Waar lê my liefde vir dit wat ek doen? In my bydrae wat ek maak tot hierdie liggaam. Laat ek die Gees toe om my te help. Nee, ek dink hy maak hierdie perikoop klaar. Hy sê, lê julle toe op die beste genadegawes. Dat ek die beste kan wees wie ek kan wees binne in die geloofsgemeenskap waar ek funksioneer. Dit het 'n invloed, nee, as dit gefokus is, as elke lid binne in die geloofsgemeenskap gefokus is op dit wat sy of hy moet doen. Hoe lyk die liggaam? Hoe gaan hy funksioneer? Waarmee is ons besig? Hoe lyk ons gemeente se uitreike? Hoe lyk die funksionering binne in die gemeente? Hoe lyk die versorging tussen mekaar? Die versorging van die siekes? Hoe lyk ons hospitaalbesoeke? Hoe lyk dit as ons tussen mekaar is en mekaar versorg? Die alimentasie in die gemeente. Ons dink aan uitreike. Ons dink aan die mense wat honger is vir die woord en ons die voorreg kan hê om vir hulle die Bybel te kan gee en vir hulle daarin te kan leer. Ons dink aan die kategese skool, die sonnaarskool, die kinders wat daar by ons
kom wat sê dis deel van ons doopbelofte om hierdie kinders te onderrig. Waar wil die Here my gebruik? Paulus noem daar, hy maak so 'n lysie, hy sê daar's 'n paar gawes. En dis nie al nie. Daar is nog, hy maak nie hierdie lysie om te sê dis al nie. Hy sê hierdie is maar van die gawes binne in die geloofsgemeenskap. Die vraag is dan vandag, waar lê my fokus? Waar wil ek betrokke raak? Waar is ek betrokke binne in my geloofsgemeenskap? Waar maak ek 'n bydrae? Bou ek tot die eenheid en die funksionering van die geloofsgemeenskap, die liggaam van Christus? Is ek gehoorsaam? Wat 'n genadegawe het ek ontvang? Waar lê my passie? En ek mag nie die leuen glo dat ek nie een gawe het nie. Elke gelowige het ten minste een. Waar lê my roeping? 'n Roeping is nie 'n ding wat bedoel is net vir dominees en vir kerkraadslede en die sonnaskooljuffrou en die sendeling nie. Nee. 'n Roeping is iets wat bedoel is vir elke gelowige. Waar is ek en waar wil die Here my gebruik? Dalk moet my eie fokus dalk 'n bietjie verander, om te sê ek fokus dalk te veel op ander mense en hulle gawes, of ek fokus dalk te veel op dit wat ek die gawes wat ek nie het nie. Miskien moet ek dalk fokus op die gawe wat ek wel het en dit aanwend tot voordeel van die liggaam. Kom ons bid saam. Here, ons Here, baie dankie dat U elkeen van ons roep, elke gelowige, dat ons geroep word en deel gemaak word en deel is van die liggaam van Christus. Hier op aarde, die fisiese gemeente, dat ons mag deel wees van sy liggaam. Dankie dat U elkeen van ons roep en ons seën met 'n spesiale vermoë wat ons ken as 'n genadegawe. Here, as ek dalk vandag hierna luister en sê ek is onseker, ek is nie heeltemal seker wat my genadegawe nie. Mag U Gees my aanraak en mag U Gees my daarop wys. Wat is my genadegawe? Waar is dit waar U my wil gebruik? Here, as ek dalk weet wat my genadegawe is, mag ek dit aktiveer. Mag U Gees my aanraak en my passie daarvoor aanvuur, dat ek dit ook mag gebruik tot voordeel van die liggaam. Here, as my fokus dalk op verkeerde plek is, om te sê ek is gefokus op dit wat ek nie het nie, help my om gefokus te wees op dit wat ek het. As ek te veel gefokus is op wat ander het, mag ek dalk weer inkeer en fokus op wat ek het en wat ek bydra tot die liggaam se funksionering. Dankie dat elkeen van ons hierdie roeping het. Dankie dat elkeen van ons ten minste een gawe ontvang het. En dat hierdie wete ook vandag ons dalk mag oorweldig en dit mag in ons harte groei. Dat 'n roeping is nie net vir 'n klein groepie mense bedoel nie. Dis vir gewone mense, soos ons, wat aan U behoort. Dankie Here, en dankie dat U ons ook daarmee vertrou. Amen. Ek wil jou graag nooi om sommer vir 'n oomblik die slotlied wat ons saam gaan sing. Is natuurlik 'n pragtige lied waar jy dalk opnuut kan sê, Here, my fokus wil ek vandag regstel. En ons doen dit by wyse van lied 309, my lewe bly aan U gewy.
Ons kom en ons kom bely vandag, Jesus is die Here. En die woord van die Here sê, niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. U Gees begelei ons, as ons ook hier uit mekaar gaan, sodat die wêreld kan sien, Jesus is ons Here, en ons is deel van sy liggaam. Amen.